Filippense, ek is Rinus van Sion in Parys, en ek kuier elke oggend saam met jou uit God se woord uit. Ons is besig met die reeks rondom Filippense, die boek Filippense deur Paulus geskryf, en vanmôre se tema is om 'n slaaf te word vir ander. Hoor wat sê Filippense 2 vers 7 in die Nuwe Lewende Vertaling. Maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. Hierdie frase in die Grieks is kenoe, of letterlik, hy het homself leeggemaak. Jesus het homself leeggemaak. Maar waarvan? Van sy goddelikheid. Nee, toe Jesus as 'n mens gekom het, was hy steeds goddelik. Waarvan het hy homself dan leeggemaak? Hy het homself van sy goddelike kragte leeggemaak. Die implikasie van die leerstelling van kenosis is enorm, want dit beteken dat alles wat Jesus gedoen het, die wonderwerke wat hy verrig het, die gebede wat hy gebid het, die leringe wat hy gegee het, nie in sy eie krag gedoen is nie. Jesus het genees en gebid en geleer deur die krag van die Heilige Gees, terwyl hy die Vader se opdragte gevolg het. Ek het nie kenosis verstaan nie. Ek het nie Filippense 2 begryp nie. Ek het nie begryp dat toe Jesus aarde toe gekom het, hy homself van sy goddelike vermoëns onledig het nie. Wat beteken dat alles wat Jesus gedoen het, hy is 'n mens net soos ek gedoen het. Voordat hy enige iets gedoen het, moes Jesus gehoorsaam wees aan die Vader, bid, homself op die spel plaas, deur die Gees bemagtig word, anders sou niks gebeur nie. Daarom het hy gesê, uit myself kan ek niks doen nie. Gaan sien Johannes 5 vers 30. En jy ook nie. Wanneer 'n man wat ernstig is oor die liefde en diens van God, die kenosis van Filippense 2 verstaan, sal hy nooit op dieselfde manier na Jesus kan kyk nie. Hy sal sien dat Jesus se lewe werklike model is vir enige iemand wat bereid is om deur die Vader gelei en deur die Gees bemagtig te word. Vanmôre wil ek dit opsom deur te sê, blydskap is om ander te kan dien. Mag die Here ons daarmee help in hierdie dag. Die Here seën jou, môre kuier ons verder. Amen.